Gemeente, welkom by ons erediens vanoggend. Ons wil vir die volgende paar Sondae bietjie na die tema respek gaan kyk. Mag dit 'n verrykende geleentheid vir ons almal vandag in die besonder wees. Ontvang nou met 'n biddende hart die seëngroet van ons Here Jesus Christus. Die Here bemoedig ons land en die wêreld vanoggend met die woorde van Psalm 131. In Psalm 131 sê Dawid: Ek lê nie wakker oor groot dinge nie, dinge waaraan ek niks kan doen nie. Ek het rus en kalmte gevind, soos kindertjies by hulle mammas tevredenheid gevind het. So het ek tevredenheid gevind by U. Wag op die Here Israel, nou en vir altyd. Geliefdes, rus en kalmte word U geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang vanoggend is Gesang 159. Geliefdes, kom ons lees uit die woord van die Here vanoggend. Filippense 2 vers 5 tot 11. Filippense 2 vers 5 tot 11. Die voorbeeld van Jesus Christus. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Geliefdes, net tot sover ons skriflesing. Geseënd is U wat hierdie woorde hoor en dit deel van jou lewe en optrede van elke dag maak. Kom ons verenig nou in 'n gebed voor ons hemelse Vader. Ons hemelse Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om op hierdie Sondagmôre voor U te kan stil word. Dankie Here vir 'n week waarin U ons beskerm het, gelei het en versorg het. Dankie Here dat ons vanoggend ook weer met sekerheid kan weet,
dat U in beheer van hierdie wêreld is en nie die mens nie. Here, ons leef in die greep van 'n pandemie wat amper elke mens, elke gesin se lewe geraak het. Dankie dat ons vanoggend klein kan word voor U as ons vra. Mag U die uitkoms versnel. Mag U die einde van hierdie pandemie, Vader, laat aanbreek. Soveel mense het al gesterf en soveel mense is weerloos gelaat. En ons raak klein want ons besef, Here, dat ons dalk in ons optrede U hand gelos het. En dat ons nie elke dag naby U leef soos ons moet nie. En dat ons U voorbeeld, soos dit hier in Filippense 2 vir ons neergepen is, nie nastreef of uitleef nie. Daarom is ons nou wagtende aan U voete. Here, om ons harte en ons verstand oop te maak. Nie net ons wat na hierdie erediens luister nie, maar die wêreld en elke mens. Mag ons U sien in alles in hierdie wêreld en mag ons U hoor spreek vanoggend en mag daar 'n gesindheidsverandering in ons lewe kom en mag ons die voorbeeld van Jesus Christus altyd in ons lewe nastreef. Hoor ons gebed, Here, en sny nou U wonderlike woord vir ons oop, dat ons dit ons eie kan maak. Ons vra dit alles biddende en smeekende in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons sing voor die prediking, Gesang 524. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons is in die greep van 'n ernstige pandemie, wat lewens verwoes en mense weerloos laat. Elke gesin word tans deur hierdie pandemie geraak. En steeds staan soveel mense onverskillig teenoor die versoek om vir mekaar om te gee, om mekaar te beskerm deur by die basiese reëls te hou. Ek wil hê dat ons in die prediking van hierdie maand bietjie na die woordjie respek sal gaan kyk. Die woordjie respek bietjie in die Bybel sal navors en sal ondersoek. Ek weet dat ons in die prediking van hierdie maand bietjie na die woordjie respek sal gaan kyk. Die woordjie respek bietjie in die Bybel sal navors en sal ondersoek. Ek weet dat ons in die prediking van hierdie maand bietjie na die woordjie respek sal gaan kyk. Die woordjie respek bietjie in die Bybel sal navors en sal ondersoek. Ek weet
U is al moeg om te hoor, ons land is in die moeilikheid. Maar as ek dit sê, aan watter moeilikheid dink u? Dink u aan politieke onstabiliteit? Politieke onstabiliteit as gevolg van baie faktore en mense? Dink u aan ekonomiese onstabiliteit? Want ekonomies gaan dit swaar, omdat soveel sektore van ons land te veel die beeld skep van ons is die verontregdes en ons wil eers ons deel nou kry en ons sal daarmee volhard solank as wat ons wil. Terwyl die armes van die armste tans nie eers raak gesien word nie. Ons sien dit in ons menslike optrede, hulle tel niks nie. Hulle is nie belangrik nie. Hierdie lewensuitkyk het veroorsaak dat ons land in die posisie is wat ons tans beleef. Maar geliefdes, dit is nie die enigste moeilikhede wat ons het nie. Daar is 'n ander moeilikheid wat groter is waarin ons land is. En dit wil ons teksgedeelte vandag vir ons openbaar. Kom ons luister mooi na ons teksvers. Ons is in die moeilikheid omdat daar iets is wat ons nodig het. Ek wil dit beklemtoon, krities nodig het, maar wat ons nie het nie. Die feit dat ons dit nie het nie, geliefdes, is besig om ons hele menswees in Suid-Afrika af te takel. Dit is besig om ons menswees dood te maak vir mekaar en teenoor mekaar. Dit is besig om ons van ons diepste lewensvreugde te ontneem. Dit is besig om 'n wig tussen alle mense in te dryf. Maar wat is dit? Wat is die moeilikheid? Dit is 'n gebrek aan erkenning van mekaar se menswaardigheid, waarmee God elke mens geskep het. Dis 'n gebrek aan respek vir mekaar. Die soort respek wat Jesus Christus in Filippense 2 vir ons kom tentoonstel het. En as ons verder wil lees, terugvind in al die vertellinge oor Jesus se lewe hier op aarde. Die respek wat hy vir elke mens, wie jy ook al is, gehad het. Geliefdes, Filippense 2 is 'n baie ou Christelike lied wat Paulus hier aanhaal. Hierdie lied weerspieël beginsels en waardes wat diep in die wese van die eerste Christene teenwoordig was. Iets van die mooi verstaan van Filippense 2 in hulle menswees. Hulle verstaan van die waarde van elke mens, wie jy is, wat jy doen en waar jy bly. Paulus se brief aan die Filippense staan ook bekend as 'n liefdesbrief. Hoekom? Hy het 'n besondere verhouding met die gemeente opgebou deur die jare. Die gemeente is deur God aan Christus vasgebind en daardie band van respek en omgee is deur die Heilige Gees in mense se harte ingekerf. Maar verder is die gemeente ook onderling aan mekaar verbind, nie net deur hulle geloof in Jesus Christus nie, maar die respek vir mekaar se menswees en omstandighede. Hulle het as gemeente die goedheid van God beleef en daarom gepoog
om Christus in hulle volle menswees elke dag na te volg. Hulle het Jesus nagevolg in sy voorbeeld, in sy gesindheid, in sy dade. Daarom dat die brief in die algemeen en in ons teks in die besonder fokus op Jesus se gesindheid teenoor mense en die wyse wat hy mense hanteer het en teenoor hulle optree. So wat wil Filippense 2 ons vanoggend kom leer? Iets van Jesus se karakter teenoor elke mens. Wie jy ook al is, of wat jou omstandighede ook al mag wees. Daarom beleef ons hier in die lied hoe Jesus homself ontledig. Dit is anders as wat die gode van die Romeine gedoen het. Die gode van die Romeine was vol hoogmoed en altyd verhewe bo almal. Jesus se selfontlediging is in teenstelling met die heersende kultuur en gesindheid van daardie tyd. In daardie tyd is jy beskou as 'n swakkeling as jy jou self sou ontledig. Hoekom doen God dit? Hy doen dit onder andere om te wys watter ontsaglike hoë waarde mense, dis elke mens op aarde, in sy oë het. En ons kan gelus weer hierdie lied gaan lees na die erediens. Gaan lees ook ander vertellings oor Jesus se besig wees met mense tydens sy aardse bediening. En kyk mooi, wat sien ons en wat lees ons raak? Die respek wat God vir elke mens gehad het en hoe hy elke mens bestuur het. Wanneer ons verhale oor Jesus lees, sien ons 'n Jesus wat 'n diep respek vir mense het. Nie 'n soort respek wat op verdienste gebaseer is nie, maar 'n respek wat spruit uit 'n raaksien van die waarde van mense, wat elke mens as waardig beskou, al is jy 'n straatvrou, 'n tollenaar of 'n sondaar. Dit maak nie dat hulle waarde verloor nie. Waar Jesus mense respekteer, word hulle waardigheid herstel, 'n waardigheid wat misken en ontken is deur hulle medeburgers. En dit is die effek van respek. Elke mens wat Jesus mee werk, stuur hy positief die lewe in. Hy verander daardie persoon se waardigheid, die respek wat hy vir hom het. Daarom dat Paulus die gemeente van Filippi oproep om in hulle onderskeiding van wat regtig belangrik is te fokus op hulle lewenswandel, hulle optrede na binne en na buite. Die prioriteit moet wees dat hulle gedrag in ooreenstemming sal wees met die evangelie van Jesus Christus. In ooreenstemming moet wees met die gesindheid en die voorbeeld wat Jesus gestel het. Paulus roep die gemeente in Filippi dus op om soos burgers van die hemelse koninkryk van God tydens hulle aardse lewe op te tree. Dieselfde gesindheid van selfontleding moet ook in hulle wees. Jesus gebruik dus sy posisie as God tot voordeel van die mensdom en ook die skepping. Anders as die mens wat juis sy posisie as beelddraer van God misbruik en gekies het om op selfsugtige wyse baie dae sy lewe deur te bring. Die fokus van my lewe moet dus op God se werk wees en om dit te kan doen en dit prakties deel van my lewe van elke dag te kan maak. Geliefdes, uit ons tekswoorde leer ons dus vanoggend, wat is die effek van God se respek vir die mens wat hy geskep het? Dus die effek is, wat is die resultaat? Wat spruit voort uit Jesus se optrede in hierdie teksgedeelte en in sy bediening? Waar staan jy vanoggend
as Jesus aan jou die vraag sou vra oor jou respek vir ander mense? Gaan jy God probeer antwoord vanuit jou politieke oortuigings? Of gaan jy God probeer antwoord vanuit jou volk se geskiedenis? Of gaan jy vanoggend eerlik wees en God antwoord vanuit jou verstaan van wie God is en wie jy moet wees om sy kind genoem te word? Dit wat ons in ons teksgedeelte hoor, hoe Jesus se gesindheid was teenoor elke mens. Geliefdes, wanneer mense se menswaardigheid immers ontken en misken word, wanneer hulle nie gerespekteer word nie, of as minderwaardig beskou word, ontstaan daar frustrasie, woede en haat. En ons sien dit in ons eie land. Dit lei tot verbrokkelde verhoudings, disfunksionele gesinne, disfunksionele samelewings wat uitmekaar val en haat en woede na vore bring. Maar wanneer mense se menswaardigheid egter raak gesien en geag word, waar hulle gerespekteer word, waar daar met 'n besondere gesindheid teenoor hulle opgetree word, waar 'n mens se intensie is om hulle eerder op te hef as af te breek en te verneder en te verklein neer, daar tel mense weer hulle koppe op. Word verhoudings heel gemaak, kry stikkende en seer mense genesing, kry huwelike en gesinne weer nuwe hoop. Om respek te betoon is nie altyd maklik nie, dit verg iets. As ons na Jesus kyk wat ons in Filippense 2 ontmoet, dan sien ons dat respek 'n prys het. Dit kos ons iets, dit kos ons 'n hoë prys. Dit behels dat ons nie in die eerste plek ons eie belange sal najag en op ons eie regte altyd sal wil staan nie, maar dat ons van ons meerderwaardige troontjie sal afklim en respek sal begin betoon soos Jesus dit gedoen het. Respek kom van twee kante af. Ons taak as Christene en as kerk is om nie mense af te skryf en te vernietig nie, maar dat ons deur ons verhouding met Jesus Christus hulle ook sal aanmoedig om die lewe wat daar in Christus is te omhels en om God toe te laat om hulle lewens ook in lyn te kry met wat God in sy woord vir ons geleer het. Wat sal gebeur as alle mense in Suid-Afrika 'n diep, hartgrondige, egte respek vir mekaar begin ontwikkel? Wat sal gebeur as ons as gelowiges dit kan regkry om hierdie waarde, die waarde van respek by alle mense in ons land te vestig? Sal ons dan nie onbevange na mekaar kan luister en ons vooroordeele op sy kan skuif nie? En sal ons dit dan nie regkry om mense te aanvaar ten spyte van al die verskille en krisisse nie? En sal ons dan nie mekaar begin verstaan, dien en onsself vir mekaar gee nie? En geliefdes, wanneer dit kan gebeur en moet gebeur, dan word ons land heel. Dan word ons wonde genees. Dan ontdek ons die lewe wat die Here vir ons gee in oorvloed. So ons grootste moeilikheid in hierdie land is geen respek vir mekaar nie. Waar staan jy as God die vraag voor jou kom neerlê vanoggend? Watter respek het jy vir ander mense? Waar staan jy? Kan jy daarop antwoord? Amen. Geliefdes, kom ons verenig in 'n slotgebed voor ons hemelse Vader. Vader, dankie dat U ons een van die grootste waarhede van die lewe
vir elke mens weer kom leer het. Respek vir mekaar. Al verskil ons op soveel terreine, al het daar soveel slegte dinge in die verlede gebeur, al is daar retaliasie tans aan die orde van die dag, om mense terug te kry vir wat in die verlede gebeur het. Mag ons vanoggend stil word, klein word, en nadink, watter respek, watter effek het my respek tans op ander mense? Wat straal my woorde en my optrede elke dag uit? Trek ek mense nader of stoot ek hulle af? Vader, dankie vir Filippense 2, wat ons stil maak voor U vanoggend en laat besef hoe klaaglik skiet ons tekort aan dit wat U van ons verwag. Verander ons lewe, Here, dat ons U sal hoor praat en U sal bly volg. Dit vra ons in Jesus se naam alleen. Amen. Geliefdes, ons slotsang is gesang 284. Ontvang die seën van die Here. Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? Net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon. Wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Amen. Ons wegsendingslied is Vonk 404.